By hierdie tweede opname gooi ek jou met 'n vraag. Watter denkpatroon kies jy? Teks wat daarmee saamgekom met Lukas 25 uit. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp toe met die naam Emmaus. 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Ek dink nog so 11 kilos is nie buitengewoon ver om te stap as jy in goeie geselskap is nie. Inteendeel, die teendeel is natuurlik ook waar as jy in slegte geselskap is. Maar as jy besig is om te worstel met 'n traumatiese gebeurtenis, kan die afstand weer heeltemal te kort wees. Dit word nog meer interessant as jy iets meer van die reisigers wat ons hiervan lees weet. Ons ken die naam van een van die twee. Sy naam is Kleopas. Hy was klaarblyklik 'n bekende in die kringe waar Jesus beweeg het. Nou kan jy jou net indink hoeveel spekulasie is daar oor die tweede reisiger. Was sy dalk die vrou van Kleopas? 'n Baie lekker ene word genoem as die skrywer Lukas self, maar ons moet liewer volstaan met die feit dat ons glad nie weet nie. Wat ons wel op kan fokus is die feit dat die opgestane Jesus so half ongemerk by hulle aangesluit het. Net nog 'n reisiger in die laatmiddag tussen Jerusalem en Emmaus, Jesus. Met sy liefdevolle omgang met die mense is hy op pad om hulle manier van denke te ontmasker. Kom ons noem dit die denke van die soldaat. Soldate word opgelei om die feite wat vir hulle aangebied word te aanvaar sonder om te kibbel. Dis die absolute waarheid. Kleopas en sy medereisiger is stom geslaan deur die dood van die magtige profeet Jesus van Nasaret. Onregverdiglik vermoor deur die volk. Nou het nog slegte nuus hulle getref. Sy liggaam is weg uit die graf en 'n storie word versprei dat hy dalk nog leef. Wat nou? Die soldaat manier van dink het hulle genoop om te glo dis verby, hy's dood, hierdie praatjies help niks. Jy frustreer net jou eie gemoed. Jesus stel hulle voor aan die verkenner manier van dink. Die verkenner se taak is om soveel as moontlik inligting bymekaar te maak. Hierdie inligting bly oop vir die winde van verandering, sodat jy 'n veiliger gevolgtrekking bereik. Daar is 'n effense hardheid in Jesus se woorde as hy hulle na die profete verwys. Ken jy nie die profete nie? Trouwens, hy gaan amper oor na 'n information overload. Steeds hak hulle vas by die soldaat manier van dink. Jesus se verkenner gedagtes lei hom om dalk weg te breek van hulle af. Tog het die saad wat hy geplant het in hulle begin ontkom. Hulle sleep hom sommer saam huis toe vir ete. Jy weet wat by die seëngebed en die broodbreek gebeur het. Die soldaat manier van dink maak plek vir verwondering. Verwondering word die venster waarbinne hulle oë oopgaan en hulle herken die seun van God. Daar was nie sprake van rustig gaan slaap nie. Hulle draai in hulle spore om terug Jerusalem toe, al was dit laat en donker. Hulle het ware verkenners geword van die nuwe era van God. Ons leef in daardie era. En jy kan jou gerus deurspek met hierdie verwondering. Jesus en die Vader wag daar vir jou. Die Gees sal jou lei en begelei op jou verkennerroete. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons denkpatrone sien, dat U dit liefdevol nader na U toe trek en vir ons nuwe maniere van dink gee, sodat ons in die 21ste eeu U opstanding kan glo, verkondig en daaruit kan leef deur die krag van die Heilige Gees. In U naam, amen.